Dag 9 en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Kenny het sy eie voetbal. Skielik het Peter aangehardloop gekom en die bal in die bosse ingeskop. Gisteraand het almal vir Peter gebid. Kenny wou vriendelik met hom wees, maar Peter het hom weer vies gemaak. Kenny het gebid: asseblief God, help my om vriendelik te wees met Peter. Help my om lief vir hom te wees en hom nie seer te maak nie. Teen die tyd het Kenny sy voetbal gekry en Katie was besig om met Peter te praat. Sy het onthou wat Jesus gesê het oor om vriendelik te wees met hulle wat jou seer maak. Hi Peter, ek het 'n paar koekies gebring om met jou te deel. Ek het gedink jy het dalk honger. Peter het geaarzel. Hy het onthou hoe gemeen hy gister teenoor Katie en Kenny was. Hy wou hulle nie seer maak nie. Hy was net te mekaar en hartseer van binne en hy was regtig honger, omdat mamma nie tyd gehad het om ontbyt te maak nie. Dankie Katie. Peter het 'n koekie geneem en het vinnig geëet en Katie het hom nog een aangebied. Katie en Kenny, ek is jammer ek was gister so gemeen met julle. Vergewe my asseblief, het hy skaam gesê. Natuurlik sal ons, het Katie gesê. Ons is jammer dat jou pappa moes weggaan en dat jou ouma siek is. Ons gee om vir jou en pappa neem ons soms vir Romeis na skool. Sal jy dalk vandag saam met ons wil gaan? Peter het geglimlag. Ja, asseblief. Kenny het ook geglimlag. God het hulle gehelp om vriendelik te wees met Peter en om die versoeking te weerstaan om gemeen te wees. Hi Peter, kom speel voetbal. Dit is baie beter met 2 van ons. Katie en Kenny was bly dat Peter by hulle aangesluit het vir Romeis. Pappa het Peter se mamma gehelp om haar motor te herstel en mamma het 'n houerkos vir hulle ingepak. Daardie aand het Katie en Kenny op pappa se skoot gesit vir godsdiens. Hy het vir hulle die storie gelees van Jesus wat deur die Satan versoek was. Elke keer het Jesus die Satan se versoeking weerstaan deur God eerste te stel en die skrifte aan te haal. Toe het pappa gesê: ek is so trots op albei van julle, omdat julle die versoeking weerstaan het om gemeen te wees met Peter en omdat julle vir God gevra het om julle te help om vriendelik te wees. Dit is wat Jesus bedoel het toe hy ons geleer het hoe om te bid. Lady, I've been thinking as I look all around me. I see by the signs that we're soon gonna be leaving. The bridegroom is coming to take us all away. Maybe tomorrow, but I pray that it's today. And we will fly away in the twinkling of an eye, leaving all our heartaches and telling them all goodbye. Yes, we will fly away when he hears his father say, Jesus, come and get goodbye. Today's your wedding day. Now when we see the bridegroom in the clouds in the sky, will he be telling you hello or telling you goodbye? Oh, be sure and be ready to meet him face to face. We've got to fight the good fight. We've got to keep our faith, and we will fly away in the twinkling of an eye, leaving all our heartaches and telling it all goodbye. Yes, we will fly away when he hears his father
Father say, Jesus, go and get your bride. today's your wedding day, and we will fly away in the twinkling of an eye, leaving all our heartache and telling them all goodbye. Yes, we will fly away when he hears his Father say, Jesus, go and get your bride. today's your wedding day. Hallo maatjies, dis tyd om te bid. Liewe Jesus, baie dankie vir die wonderlike geskenk van tyd. Jammer as ons tyd gemors het en baie dankie dat u ons tyd gee om al die wonderlike goed in die lewe te kan geniet. In u naam, amen. Tata!